SAVF is die nuwe ontwikkelaar by die Oogaftreë Leefstyl landgoed in Mokgopong, Limpopo, waar reeds 500 wooneenhede is. Hulle ontwikkel nou 320 nuwe wooneenhede en 60 midsorgeenhede, wat dit die grootste aftreë leefstyloord in die land sal maak. Wel, ek het gereken om so vinnige opsomming te gee van waar die ekonomie homself vandag bevind en hoe lyk dinge die vooruitsigte oor die volgende klompie maande. Die Reserwebank het toe nou, en ek dink heeltemal korrek, besluit om rentekoerse te verhoog na 7% vir die terugkoopkoers of die repo-koers, 25 basispunt verhoging. Ek dink is die regte ding om te doen. Om verskeie redes, maar die belangrikste enkele rede is dat deur rentekoerse nou vroeg in die siklus te begin verhoog, stuur die Reserwebank 'n baie belangrike sein aan die res van die ekonomie en dit is hulle probeer inflasie verwagtings laer te anker. Onthou nou, as hulle nou gewag het en nie rentekoerse dadelik verhoog het nie, het ons gewonder, is die Reserwebank regtig ernstig om rentekoerse of inflasie in toom te hou? En ek dink deur vroeg in die siklus te begin, het die Reserwebank 'n baie duidelike sein gestuur. Maar wat gaan nou verder gebeur oor die volgende klompie maande? En hierso is wat ek reken gaan gebeur. Natuurlik kan ek verkeerd wees, dan kan natuurlik iets anders uit op die ouend werklik waar gebeur, maar dit is wat ek dink gaan gebeur. Die olieprys het natuurlik baie skerp gestyg. Dit druk inflasiekoers op, onder andere, dit gee vir jou 'n hoë basis wat die inflasiekoers aan bereken. Want inflasie word bereken 'n jaar op 'n jaar gelede. So ons het nou 'n relatief hoë vlak van inflasie en waarskynlik gaan inflasie nie hoog kan bly oor die volgende klompie maande. Maar die olieprys het nou geleidelik begin daal. Hy staan so net oor die $90 'n vatjie Brentolie en ek het so 'n idee as vrede gaan uitbreek in die Midde-Ooste en die olie begin nou vloei, makliker te vloei, gaan die olieprys verder afdryf en oor 'n jaar se tyd of so kan ons baie maklik die olieprys sien ver onder die $70 vir 'n vatjie Brentolie. So twee goeters gaan 'n effek op inflasie. Die hoë basis, dis 'n tegniese ding en natuurlik die lae olieprys self. En dit beteken baie goeie kans dat die inflasiekoers skerp gaan daal oor 'n jaar of so se tyd. En dit gaan ruimte skep vir die Reserwebank om eintlik dan rentekoerse baie te verlaag. Maar wat gaan volgende gebeur? Ek dink dit hang nou maar af van die werklike inflasiekoers oor die volgende maand of 2, 3. Met so 'n bietjie geluk kan ons wegkom sonder 'n verdere rentekoersverlagings. Maar die goeie nuus dink ek, natuurlik kan dinge verkeerd gaan, maar die goeie nuus dink ek is oor 'n jaar of wat praat ons van heelwat laer rentekoerse en hooplik ook sterker ekonomiese groei.